1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Daniel in die leeukuil. Lank gelede, in 'n land ver hiervandaan, met die naam Babylon, was daar 'n jong man met die naam Daniel. Daniel was nie 'n Babiloniër nie. Hy was 'n Israeliet wat saam met baie ander van sy mense na Babylon gebring is toe hulle land verower is. Maar Daniel was nie sommer net enige jong man nie. Hy was baie slim en wys en hy het altyd probeer om die regte ding te doen. Die belangrikste ding in Daniel se lewe was om God te gehoorsaam en hom te aanbid. Die koning van Babylon, koning Nebukadneser, het gou agtergekom hoe spesiaal Daniel was. Hy het vir Daniel 'n belangrike werk in sy paleis gegee. Daniel het so goed gewerk dat hy later een van die koning se top 3 raadgewers geword het. Jare het verbygegaan en 'n nuwe koning met die naam Darius het oor Babylon begin regeer. Koning Darius het ook gesien hoe wys en betroubaar Daniel was. Hy het besluit om vir Daniel 'n baie belangrike pos te gee. Hy sou een van die 3 hoofamptenare wees wat oor die hele koninkryk regeer. Daniel is die beste man vir hierdie werk, het koning Darius gesê. Hy is eerlik en hy werk harder as enigiemand anders. Ek vertrou hom. Maar die ander amptenare en raadgewers was jaloers op Daniel. Hulle het nie daarvan gehou dat 'n Israeliet so 'n belangrike pos gekry het nie. Ons moet 'n manier kry om van Daniel ontslae te raak, het hulle onder mekaar gefluister. Maar hoe? Hy doen nooit iets verkeerd nie. Toe het hulle 'n plan bedink. Hulle het geweet dat Daniel elke dag tot sy God gebid het. Hy het dit 3 keer per dag gedoen, met sy venster oop na Jerusalem, die stad wat hy so gemis het. Die jaloerse amptenare het na koning Darius gegaan met 'n slinkse voorstel. O koning, leef vir ewig, het hulle gesê. Ons dink u behoort 'n nuwe wet te maak. Vir die volgende 30 dae mag niemand tot enige god of mens bid nie, behalwe tot u, o koning. En as iemand hierdie wet oortree, moet hy in die leeukuil gegooi word. Die koning het gedink dit klink na 'n goeie idee. Dit sou wys hoe belangrik en magtig hy was. So hy het die wet geteken en volgens die wette van die Meders en die Perse kon selfs die koning nie 'n wet verander nadat dit geteken is nie. Toe Daniel hoor van die nuwe wet, was hy baie hartseer. Hy het geweet dat hy in die moeilikheid sou kom, maar hy het ook geweet dat hy nie kon ophou om tot God te bid nie. Dit was die belangrikste ding in sy lewe. So, net soos altyd, het Daniel na sy kamer gegaan, sy venster oopgemaak wat na Jerusalem wys en 3 keer daardie dag gekniel en tot God gebid. Die jaloerse amptenare het geweet dat Daniel dit sou doen. Hulle het by sy huis ingeloer en hom betrap terwyl hy bid. Dadelik het hulle na die koning gehardloop. O koning, het hulle gesê, het u nie 'n wet geteken dat enige iemand wat in die volgende 30 dae tot enige god of mens bid, behalwe tot u, in die leeukuil gegooi moet word nie? Ja, het die koning gesê. En volgens die wette van die Meders en Perse kan dit nie verander word nie. Wel, het hulle gesê, Daniel, een van die ballinge uit Juda, steur hom nie aan u of aan die wet wat u geteken het nie. Hy bid nog steeds 3 keer per dag tot sy God. Toe koning Darius dit hoor, was hy baie ontsteld. Hy het besef dat hy in 'n lokval gelei is. Hy was baie lief vir Daniel en wou hom nie straf nie. Die hele dag lank het hy probeer dink aan 'n manier om Daniel te red, maar daar was niks wat hy kon doen nie. Die wet moes gehoorsaam word. Met 'n sware hart het die koning beveel dat Daniel in die leeukuil gegooi moes word. Maar voordat hulle dit gedoen het die koning vir Daniel gesê, mag jou God, wat jy so getrou dien, jou red. 'n Groot klip
is oor die opening van die leeukuil gerol en die koning het dit met sy seelring verseël sodat niemand dit kon beweeg nie. Daardie nag kon koning Darius nie slaap nie. Hy was te bekommerd oor Daniël. Hy het nie geëet nie en wou nie na enige musiek luister nie. Hy het net gewonder of Daniël se God sterk genoeg was om hom van die leeu's te red. Vroeg die volgende oggend het die koning opgestaan en haastig na die leeukuil gegaan. En met 'n bekommerde stem het hy geroep: "Daniël, dienaar van die lewende God, was jou God wat jy so getrou dien in staat om jou van die leeu's te red?" En tot sy groot verbasing het 'n stem uit die kuil geantwoord: "O koning, leef vir ewig. My God het sy engel gestuur en hy het die bekke van die leeu's toegesluit. Hulle het my nie seer gemaak nie, omdat ek onskuldig was voor hom." Die koning was oorweldig van vreugde. Hy het dadelik beveel dat Daniël uit die leeukuil gehaal moes word. Toe hulle hom uithaal, kon almal sien dat hy nie eens 'n skrapie op hom gehad het nie. Die leeu's het hom glad nie seer gemaak nie, omdat hy op sy God vertrou het. Koning Darius was so beïndruk dat hy 'n nuwe wet gemaak het. Hierdie wet het gesê dat almal in sy koninkryk respek moes hê vir Daniël se God, want hy is die lewende God wat vir ewig bestaan. Sy koninkryk sal nooit vernietig word nie en sy heerskappy sal nooit eindig nie. Hy red en bevry. Hy doen tekens en wonders in die hemel en op die aarde. Hy het Daniël uit die kloue van die leeu's gered. En van daardie dag af het Daniël nog meer respek in die koninkryk gekry. Hy het aangehou om God te dien en het 'n lang en geseënde lewe gehad. Onthou dat God altyd by jou is, net soos hy by Daniël was. Selfs wanneer dinge moeilik lyk, kan jy op hom vertrou om jou te beskerm en jou te help. Fluit, fluit, my storie is uit.